Goeiemôre en welkom by ons erediens op die 4de Julie 2021. Enkele afkondigings voor ons met die diens begin. Verjaarsdag die 6de Julie Anton Lindekie, die 9de Julie Eluan Thesen. En dan dink ons aan al ons lidmate wat siek is, Dani Joubert wat besig is om te herstel, Narien Thesen, Susan Thesen doen 'n voorbereiding vir al ons lidmate wat siek is en wat in nood verkeer. Dit dan die afkondigings vir vanoggend. Kom ons word stil voor ons almagtige Here en dan gaan ons as wydingslied sing Gesang 10. Daar die eerste vers. Gesang 10, die eerste vers. Vreugde in ons harte, om na die kerk, o Heer, te gaan. Want hier kom almal wat die volk is, in die teenwoordigheid te saam. Ons sing die lof, o Koning Heer, ons buig in eerbied voor U neer. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat weer kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Terwyl ons so staan, blaai ons daar na Gesang 38, en ons sing daar ook die eerste vers, Gesang 38, die eerste vers. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie, wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie, ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, dit sal ons lus, ons lied hier bly. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in U waarheid lei. Ons lees die wet van die Here vanmôre, soos wat dit vir ons opgeteken is daar in Eksodus 20. En dan gaan ons as skuldbelydenis sing, Gesang 69, die tweede vers. Gesang 69, die tweede vers. Die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloese God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie.
jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want dan sê daar, die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Psalm 69 vers 2. En ek self, wat kan ek doen, om my sonde te versoen? Sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog gebede, nog geween, kan my red, Heer, U alleen. Almal wat met 'n opregte berou en 'n ware en opregte geloof sy toevlug neem tot sy enigste verlosser en saligmaker Jesus Christus. Aan hom word in die woord van God verkondig die vergifnis van sonde en die ewige lewe. Maar nie elkeen wat in die sonde volhard en die genade van God verwerp, aan hom verkondig die woord van God dat die Here se toorn op hom sal rus, solank as wat hy in die sonde volhard. Almal wat deur die almagtige God aan die kerk toegevoeg is, bely hulle algemene Christelike geloof deur middel van die 12 artikels, wat ook genoem word die apostoliese geloofsbelydenis. Ons bely vanmôre hierdie geloof met die 12 artikels en u bely dit in die harte as volg saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. As geloofsbelydenis sing ons vanmôre Gesang 87, daar die eerste vers. Gesang 87, die eerste vers. Enige Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vryheid getuig ons, U is vir ewig God en Heer. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse God en Vader, o Here, hoe hartseer is ons vanmôre dat ons met hierdie erediens hier in hierdie leë gebou net 2 of 3 is. Maar ons dankie dat U gesê het, daar in die woord, dat daar waar daar 2 of 3 in U naam vergader is, dat U daar saam met hulle is. Ons is dankbaar, Here, vir U genade en vir U liefde, dat ons vanmôre nog hier by mekaar kan wees, om U te verheerlik en om U aan te roep en om U te aanbid. Het is hartseer, o Here, vir die feit dat die kerke deur wetgewing basies toegemaak is vir die volgende 2 Sondae. En dit wil vir ons voorkom, Here, of hierdie beperking op ons eredienste dalk langer kan duur as wat daar gesê is, indien hierdie epidemie nog verder voortwoed, soos wat dit op die oomblik doen, hierdie vlaag wat daar tans in die land heers. Ons wil vra dat U vir ons sal seën as U gemeente,
dat U vir ons sal behoed en bewaar in hierdie tyd, dat U vir ons sal beskerm, o Here, maar ook dat U vir ons sal lei daarin, dat ons U nie sal vergeet nie, dat ons U sal aanbid, dat ons U sal aanroep en dat ons U sal verheerlik, al verg dit wat van ons. O Here, toe dit met ons goed gegaan het ons gewonder hoe dit sal wees wanneer ons as kerk vervolg word, soos wat daar in die wêreld gebeur, of ons sal volhard in die geloof, of ons U sal aanbid, o Here, al beteken dit ook dat ons in die tronk kan beland. En nou het ons daardie tyd binne gegaan. Dit ondervind ons nou, Here, dat waar ons kerk hou, ons die gevaar loop om vir 6 maande opgesluit te word in die tronk. Hemelse Vader, ons vra dat U vir ons in hierdie tyd, U kerk, dat U vir ons sal beskerm en dat U vir ons sal sorg. Ons vra, Here, dat U met elke lidmaat sal wees in hierdie tyd. Ons vra ook dat U vanmôre met ons sal wees, hier waar ons uit die woord gaan lees en na die prediking gaan luister, dat U vir ons sal seën en dat U vir ons bekend sal maak die plaag van ons harte, sodat ons dit kan bely, dit wat tussen ons en U staan, dat ons dit kan bely en dat ons daarvoor ook U vergifnis kan soek. En dat ons kan weet, o Here, dat U 'n God van genade is en dat U vergewe. Seën vir ons, Here, ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons skriflesing vanmôre kom daaruit 1 Konings 8, vanaf vers 37 tot vers 40. 1 Konings 8 vanaf vers 37 tot vers 40. As daar hongersnood is in die land, as daar pes is, as daar brandkoring, heuningsdou, sprinkane, kaalvreters is, as sy vyand hom in die land en sy poorte dit benoud maak, watter plaag, watter siekte ook al, enige gebed, enige smeking wat enige een van die hele volk Israel sal doen, is elkeen die plaag wat sy hart ken, van sy hart ken, sodat hy sy hande na hierdie huis toe uitbrei. Wil U dan hoor in die hemel, U vaste woonplek, en vergewe en handel, en aan elkeen gee volgens sy weë, U wat sy hart ken, want U alleen ken die hart van al die mensekinders, sodat hulle U kan vrees al die dae wat hulle leef in die land wat U aan ons vaders gegee het. Tot sover die woord van die Here, die tema van die prediking vanmôre, laat elkeen die plaag van sy hart ken. Elkeen die plaag van sy hart ken. Geliefdes, die regering het weer die kerke toegemaak, omdat die kerk volgens hulle 'n superverspreider van die COVID-19 virus is. Ek is baie hartseer hieroor, want geen regering het die reg om die kerkdiens, die diens van die Here Jesus Christus, sy verheerliking te verbied nie. Dit is die kerk van Jesus Christus, dit is God se kerk, en die owerhede moet besef dat hulle aan God se gesag moet onderwerp, nie andersom nie. Maar wat my waarskynlik die hartseerste maak, is dat daar baie kerkmense is wat hierdie stap ondersteun, heeltemal ten gunste daarvoor is. Baie van hulle huldig ook blykbaar die mening dat 'n mens COVID-19, daardie epidemie, daardie virus net in die kerk sal kry. In die week gaan hulle voort met hulle lewens en bedryf hulle sake, maar Sondagoggend slaan die COVID-vrees toe en kwarantyne hulle vir die dag. Maandagoggend voel hulle weer persfris. Ag, was hulle maar so getrou, soos wat hulle dink hierdie COVID-19 virus is, om net in die kerk te wil wees. Die regering het kerkdienste opgeskort vir die volgende 2 Sondae. Maar baie kerkmense vermy die kerk al vir weke lank. Ja, daar is die oues en daar is die sieklikes wat blootgestel is, en daar is die wat siek is. Daar is die wat in aanraking was met siek mense, en hulle moet kwarantyne, want ons aanbid die Here met verantwoordelikheid, met liefde
vir ons naaste, sodat ons nie ons naaste willens en wetens in die gevaar sal stel nie. Nou, dankie tog, daardie mense wat sommer maar net elke keer 'n verskoning kry om nie kerk toe te kom nie, kan nou sê dankie tog. Nou hoef ons nie meer ons gewetens te verkrag nie. Die wat nog 'n gewete het, maar nou is dit amptelik, die kerk is toe. En nou kan ons sê, maar dominee, ons kyk ons internetkerkdienste. Ons is nie vry, ons is nie los van die kerk nie. Ons kyk die eredienste. En ja, dit is wonderlik dat ons daarom daardie vermoë nog het. Maar dit mag nooit vir jou 'n plaasvervanger vir die gemeenskap van die gelowiges word nie. Hoekom is die kerk, die samekoms van die gelowige op 'n spesifieke tyd, op 'n spesifieke plek dan nou so belangrik? Dit is belangrik want dit is wat God wil hê. So eenvoudig soos dit. Hier in 1 Konings 8 gaan dit oor die inwyding van die tempel. Koning Dawid wou in sy tyd al vir die Here 'n tempel bou daar in Jerusalem. Maar die Here wou hom nie toelaat om dit te doen nie. Daardie taak het die Here aan sy seun Salomo opgedra. En Salomo het dit met groot ywer aangepak en geen moeite of geen koste ontsien in die bou van die tempel nie. Wat 'n wonderlike plek van aanbidding was die tempel nie. En toe die ark van die Here, die voltooide tempel ingedra is, lees ons daar in 2 Kronieke 5 vers 13, dat toe die trompetblasers en die sangers almal saam eenstemmig begin om die Here te prys en te loof, en net toe hulle die stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente en met loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, is die huis van die Here vervul met 'n wolk. Daardie wolk, die teenwoordigheid van die Here, was so dig dat die priesters nie hulle werk kon doen nie. Die Here was dus daar teenwoordig in die tempel in al sy heerlikheid. Maar was God net in die tempel teenwoordig? Natuurlik nie. God is alomteenwoordig, hy is oral. In sy gebed tot die Here hier is in 1 Konings 8 vra koning Salomo 'n paar keer dat die Here sal hoor as die volk nie in die tempel is nie, maar na die tempel toe sal bid, dat die Here hulle genadig moet wees. Vers 27 vra hy, maar sou God werklik op die aarde woon? En dan antwoord hy met nederig sy eie vraag. Kyk die hemel, ja die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. Hierdie groot koning met al sy wysheid en sy swier, het in die teenwoordigheid van die Here besef dat hy totaal en al afhanklik is van die Here, van die hemel en die aarde. En in vers 36 bid hy dan dat die Here in die hemel sal hoor en die volk hulle sonde sal vergewe wanneer hulle struikel, want die Here leer hulle die goeie weg wat hulle moet volg. Ja, alles is in God se hand. Hy gee die reën, hy gee die goedheid, hy gee die seën. Maar vers 38 maak dit ook duidelik dat daar ook dinge is soos hongersnood en pes, brandkoring, heuningsdou en sprinkane. Daar is vyande en daar is pla en daar is siektes. En God laat hierdie dinge toe. Maar Salomo besef dat God ook 'n deel het daarmee en 'n doel het daarmee. Dit is sodat elkeen die plaag van sy hart moet ken. En ons moet let op daardie woordjie elkeen. Hy bid vir die volk, maar daardie volk bestaan ook uit individue. Almal ervaar die peste en die plaag gesamentlik, maar dit moet tot elkeen afsonderlik spreek. Elkeen moet afsonderlik sy sonde besef, sodat hy sy hande na hierdie huis toe uitbrei. En dan is die smeking dat die Here in die hemel moet hoor, die vaste woonplek, en vergewe en handel en aan elkeen gee volgens sy weë, u wat sy hart ken, want u alleen ken die hart van alle mensekinders. Daardie tempel in Jerusalem bestaan nie meer nie. Dis nie meer die deurgang van ons gebede na God toe nie. Honderde jare later sou die Here Jesus Christus God met ons word. En hy sou ontstel wees oor die handel wat daar in hierdie tempel
sy vader se huis gedryf word, en hy sou hulle daar uitboender. En die Jode het hom gevra, watter teken toon u aan ons, dat u hierdie dinge doen? En waarop hy geantwoord het, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek dit oprig. Selfs sy disippels het nie verstaan wat hy bedoel het nie. Almal het gedink dat hy die letterlike tempel bedoel, en was hoogs ontstel daaroor. Dis eers na sy opstanding dat sy disippels ook verstaan het dat hy gepraat het van homself, wat gekruisig sou word, en na 3 dae uit die dood sou opstaan. Hy het gepraat van die tempel van sy liggaam. Ja, Jesus Christus het gekom om ons te kom genees van die grootste plaag wat die mensdom nog besmet het. Die plaag van die sondesmet, 'n erflike plaag wat altyd die ewige dood tot gevolg het, indien jy nie die genesing van Jesus Christus se bloed ontvang nie. Toe die Here Jesus aan die kruis vir ons gesterf het die voorhangsel van die tempel middeldeur geskeur. Daardie tempel was toe uitgedien gewees. Die nuwe tempel is die liggaam van Christus. En by die geestelike inskakeling by hierdie liggaam word ons ook die tempel van God. Apostel Petrus leer ons daaroor in 1 Petrus 2 vers 5, waar hy ons oproep om ons te laat opbou soos lewende stene, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Van hierdie geestelike huis, hierdie tempel, is Jesus Christus die hoeksteen. Dit is die kerk van Jesus Christus. Die heilige algemene kerk wat ons bely in ons geloofsbelijdenis, maar 'n kerk wat sigbaar word daar waar die verskillende gemeentes saamkom om die Here te verheerlik en te aanbid op 'n Sondagoggend. Nou moet ons daarop let, op die woord saamkom. Gemeente dui mos op 'n gemeenskaplikheid. Nie elkeen op sy eie daarvoor sy rekenaar of sy televisie of radio nie. Ja, daardie dinge het 'n plek, maar kan nie die gemeente samekoms vervang nie. En daarom vermaan die skrywer van die Hebreërbrief ons, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. En nou is die vraag, watter dag? Die dag van die wederkoms van Jesus Christus. Hoekom moet ons mekaar vermaan? Omdat ons as kerk ook verantwoordelik is vir mekaar. Ons wil hê dat almal gereed sal wees by die heeglike wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dat nie een vir ons oorgeslaan sal wees nie. Maar vandag wil mense nie vermaan word nie. Hulle wil net hoor hoe wonderlik hulle is. Hulle wil net hoor hoe die Here hulle in alles moet seën. Hoe hy vir hulle voorspoed moet gee, en rykdom moet gee, en gesondheid moet gee. Hulle moet dit vir hulle verseker. Hulle wil nie daardie woord bekering hoor nie. Feit dat jy jou hart moet ondersoek volgens die vergrootglas van die woord van God, en jou sondes, daardie plaag van jou hart, met diepe berou moet laat staan nie. Baie kerkmense is kopgelowiges. Hulle glo dat hulle gelowig is. Hulle dink dat hulle reg is, en kan nogal selfvoldaan en hoogmoedig wees oor hulle geloof. Maar die Here wil nie net 'n kopgeloof hê nie. Hy soek ook 'n hartgeloof, 'n hart wat vurig en ywerig vir hom brand. Totdat die Here Jesus weerkom, sal ons steeds allerhande peste en pla en oorloë en siektes en wat ook al ervaar. Na mate sy wederkoms naderkom, kan hierdie dinge selfs toeneem en erger word. Goed soos hierdie coronavirus. Dit moet jou laat dink. Wat is die uitwerking daarvan op jou? Bring dit jou nader aan die Here, of vat dit jou verder van hom af weg? Is jy bly dat jy nou 'n verskoning het om nie weer kerk toe te kom nie? Of huil jou hart omdat jy daardie gemeenskap met die heiliges ontsê word? Dat jy daardie geleentheid ontsê word om saam met jou medebroers en susters die Here te verheerlik en groot te maak, daar in die byeenkoms wat hy julle beveel het om te hê. Wat sê u hart vir u? Daar waar die Heilige Gees moet woon. Nee,
Die regering het nie die reg om eredienste op te skort nie. Hulle kan, maar dit is nie reg in God se oë nie. Laat ons, as die kerk van die Here Jesus Christus, nie ons onderlinge eredienste versuim nie. Dat ons saamkom om die Here te verheerlik en groot te maak. Al beteken dit ook dat ons daarvoor vervolg sal word. Dit is die roeping van die kerk. Dit is wat die kerk se probleem ook sal wees, om vervolg te word. Die kerk, die Here Jesus het gesê, dat hulle hom sal haat, en dat hulle ons sal vervolg, wanneer ons hom aanbid en verheerlik en groot maak. Kom laat ons die plaag van ons harte ken, en dat ons voor die Here verootmoedig, en dat ons sondes voor hom bely, en dat ons bekeer, en weet dat hy sal hoor, en dat hy vir ons sal seën, te midde van watter plaag en watter pes daar ook in die wêreld ons mag tref. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige hemelse God en Vader, o Here, die tyd het aangebreek. Tyd het aangebreek dat die kerk vervolg word, ook hier in ons eie land. Daar waar ons vir baie jare so verseker was van ons godsdienstvryheid, van die vryheid om Sondag saam te kom en om U te aanbid. Maar daardie tyd is nou verby. Nie omdat die regering die kerk wil toemaak, permanent op die Christendom wil vervolg nie, maar om redes soos hierdie COVID-19. Maar die kerk kan nie toemaak nie. Die kerk moet oop bly, want dit is U kerk. U moet verheerlik word. Die kerk moet dien as 'n plek van troos vir U kinders. Hemelse Vader, ons vra dat U vir ons sal seën in hierdie moeilike tyd, en dat U vir ons die antwoorde sal gee. Ondersoek ons harte, o Here, sien die opregtheid in ons harte. En as daar ergens nog iets oorbly wat teen U is, dat U dit sal verander, o Here, en dat U vir ons tot bekering sal bring. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons slotsang is Gesang 128, die eerste vers. Gesang 128, die eerste vers. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedierig juig, en van dankbaarheid getuig. Ontvang nou die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees. Amen.